Goeiemôre Limitless, ek hoop dat dit sommer goed gaan met elkeen van julle. Baie welkom weer by vanoggend se preek en vanoggend se les. Dit is my so lekker om weer 'n boodskap vir julle te kan maak. Ek wil net gou 5 minute vat en sê, hallo Daniel, ek hoop jy luister mooi vandag saam. Onthou julle, ek het vir julle gesê, Daniel is ons jongste Limitless bywoner. Daniel is hierdie jaar, ek dink is 3, 4, 3 of 4, hoe sê ek nou die mekaar, maar in elk geval, en hy luister graag elke Sondag, so ons sê vir hom hallo. So ja, ek is baie bly om weer vir julle 'n boodskap te bring. Ek het lekker saam met die Here gesit en hierdie ding deurgewerk en deurgedink, deurgebid, en regtig gehoop dat julle vandag die boodskap sal hoor wat die Here vir julle wil bring. Okay, so ja, ek is nie seker of julle okay is nie, want ek hoor nie baie van julle nie. Julle text my nie, julle sê nie of die boodskappe vir julle goed is of werk nie. So ek hoop maar dit gaan goed met julle. Ek mis julle verskriklik en dit voel vir my ek kom nie by julle uit nie. So, ek het 'n nuwe voorstel. Ek wil graag elke Sondagoggend 9 uur, wanneer ons Limitless het, of in die kerk sou gehad het, by julle kom kuier. Ek gaan elke Sondag probeer om by 111 te gaan kuier en dan te kyk of te hoor hoe dit met julle gaan, bietjie lekker gesels en dan hooplik 'n koppie koffie drink. So ek sal julle ouers text in die week wanneer ek by julle kan uitkom. Miskien sal ek 2 van julle in 'n week moet sien, sodat ek by almal kan uitkom. So ek hoop dit sal okay wees. Laat weet maar as dit nie is nie en as jy nie wil ek moet kom koffie drink nie. Maar ek dink dis wat ek graag sal wil doen. Om net 1 uurtjie by jou te kom kuier en te kom hoor hoe dit met jou gaan. Ek hoop dit sal okay wees. So vanoggend gesels ons verder oor die verliese wat ons beleef het in hierdie virustydperk, as ook die verliese wat ons beleef het as gevolg van die COVID-19 virus in hierdie tyd. Ons het dan groot verliese, amper sê ek virusse, ons het dan groot verliese al geraak en al oor baie moeilike goed gepraat. Maar vandag se verlies is nogal moeiliker, dink ek as die res. Dis iets wat ons baie pla en is iets waarmee julle elke dag te doen het en ek dink is dalk die moeilikste een vir julle. En dit is die verlies aan vryheid en aan sosiale kontak met mekaar. Nou, daar's 2 redes hoekom dit moeilik is. Die eerste rede hoekom dit moeilik is want ons kan nie veel daaraan doen nie. Ons kan nie regtig dit verander dat ons social distancing moet toepas en dat ons nie daai kontak het mekaar en dat ons meer die vryheid het wat ons gehad het nie. Ons moet dit so aanvaar. Hoekom? Want dit kan lewensdreigend wees as ons nie daarby hou nie. Wie sou dit ooit kon imagine? Wie sou dit ooit kon sê? Dat socials, human contact, ons vryheid, ons lewe dalk kan kos. Dis moeilike tye waarin ons woon, en dis hoekom dit vir ons moeilik is, want om te oorleef, moet ons dit aanvaar. Maar die tweede rede hoekom dit vir ons moeilik is want God het ons gemaak om verhoudings te hê. Hy het ons gemaak juis as social beings. Hy het ons gemaak as mense wat vry op die aarde kan leef en doen wat ons wil. Ons het ons eie wil. Ons is so gemaak. En nou kan ons dit nie doen nie. Ons het 'n inherente behoefte om in verhoudings te wees. Verhoudings met ons gesinne, verhoudings met ons vriende, liefdesverhoudings, verhoudings met ons familie, ons neefies, ons niggies ensovoorts. Ons hele wese bestaan uit verhoudings. Ons weet dit, want ons lees in Genesis 1 vers 26, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. Ons lees in Genesis 1 vers 18, verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. God is in sy hele wese persoonlik en verhoudingsgerig. Ons weet dit, want God wys vir ons wat dit is om in 'n perfekte verhouding te staan tussen God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Hy is die perfekte verhouding van 3 in 1. Hoe 'n mens saam met mekaar moet wees, om mekaar te respekteer, mekaar lief te hê. Dit wys hy vir ons in sy Triniteit. En as hy ons gemaak het na sy beeld,
na een soos hulle, beteken dit ons het daai behoefte om in 'n verhouding te staan. Ons hele lewe bestaan uit verhoudings. Julle, dit is hoekom dit so erg is vir ons in hierdie tyd. Dit is hoekom ons so sukkel. Dis hoekom ons soveel emosies het, daaroor dat ons nie net meer mekaar kan sien nie, en kan hang out, en doen wat 'n mens gewoonlik doen. Jy kan nie eens meer drukkies gee nie. As ons drukkies gee, dan is dit die drukkies wat ons steel. En dit moet seker verskriklik moeilik wees in hierdie tyd, om 'n ouetjie of 'n meisie te hê. Want jy mag glad nie aan mekaar raak nie. Julle mag nie naby mekaar kom nie. Inteendeel, jy kan nie eens regtig by mekaar kuier nie. As dit jy is, wil ek net vir jou sê, ek's jammer. Dit is sleg. Ons mag emosies hieroor hê. Ons mag hartseer hieroor voel. Ons mag voel ons verstaan nie. Ons mag kwaad wees. Jy mag. En jy mag ook soms depressief of angstig voel oor waartoe gaan die toekoms? Waarheen is ons op pad? Hoe gaan dit môre lyk? Gaan ek in my lewe ooit kan trou en kinders hê in 'n veilige plek? Hoe lyk die lewe? Dis heeltemal verstaanbaar om daai vrae te vra en om te voel jy verloor iets. Ons doen. Almal van ons verloor 'n baie groot gedeelte, as nie die grootste gedeelte van wie ons is, wie die Here ons gemaak het om te wees nie. Ons verloor baie daarvan. Dis hoekom wil ek graag vir julle 'n bietjie vandag vertel oor die storie van Paulus. Ons lees uit 2 tekste uit vandag, uit die boek van Filippense. Filippense 2 vers 12 tot 18 en 4 vers 2 tot 9. Dan leer ons 'n bietjie oor die storie van Paulus toe hy vir die gemeente in Filippi hierdie boek geskryf het. Maar voordat ons daar begin, kom ons bid eers saam. Sluit die oë. Ons liewe Heer, Hemelse Vader, Jesus Christus en Heilige Gees. Here, ons wil vir U dankie sê dat U vanoggend weer vir ons opgedaag het. Dankie Here dat U weer vir elkeen van ons 'n persoonlike boodskap het. Dankie Here dat U ook vir ons so diep omgee, dat U in elke detail van ons lewe belangstel. Here, U weet hoe moeilik dit vir ons is in hierdie virustydperk, hoe onseker ons is, hoe bang ons is, hoe hartseer ons is. U weet die gevoelens en die emosies waarmee ons sukkel, en veral bo dit alles, Here, die verliese wat ons beleef of nog gaan beleef. Ag Here, en die ergste is, ons almal beleef dit op een slag. So dis nie asof daar van ons is wat onaangeraak is, wat ons hierdeur kan help nie. Ons almal moet mekaar hierdeur help, terwyl ons almal seer het. So ek wil vir U dankie sê, Here, dat U hierdie gevoelens en emosies en verliese wat ons beleef op U hart dra. Here, dit is vir U so belangrik, dat U tog vir ons boodskappe hieroor bring, dat U tog ons uitnooi om in die woord te kom lees en te kom luister aan die voete, om hoop by U te kry, om weer te hoor, Here, dat U in beheer is, en dat dit oké gaan wees. Ons weet nie hoe nie, Here, ons kan nie sien in die toekoms in nie, ons kan nie eintlik sien hoe lyk 'n lewe buite hierdie virus nie, maar ons weet, Here, dat U kan, U beplan dit. Al wat ons kan vra, Here, is dat U ons harte, ons gedagtes, ons gees, ons verstand, ons liggaam sal rein hou. Help ons, Here, om altyd in die voetspore te volg, maak nie saak hoe moeilik dit raak nie, en help ons om ons fokus, Here, op U te hou. Dankie, Here, dat U langs ons kom sit, ons hande vashou en vir ons moed gee. Ons is vir U baie lief, en dankbaar dat ons in 'n verhouding met U kan staan, deur die bloed en die offer van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.
Goed, kom ons gaan na ons teksverse toe, dan lees ons uit Filippense 2 vers 12 tot 18. Nou in my Bybel is dit op bladsy 258, so jy kan my hierso pause en dan gaan blaai soontoe en dan lees ons. Okay, so Filippense 2 vers 12 tot 18. Ek nou net gesê 8, 12 tot 18. En die opskrif is, ligdraers in die wêreld. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en onsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak. Wat julle bekwaam beteken, hy laat julle dit kan doen. Hy gee vir julle dit wat julle nodig het om dit te kan doen. Nee, hy qualify jou om iets te kan doen. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly. Moenie dat mense julle optrede as suspicious sien nie. En opreg bly. Onberispelike kinders van God, beteken mense hoef nie met julle te raas nie, onberispelike kinders van God, te midde van 'n ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie, en nie verniet gespoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God, 'n geskenk, wat ons vir God gee, ons geloof. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, ek is saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Dit skryf Paulus vir die gemeente of die kerk in Filippi. Okay, kom ons blaai dan na hoofstuk 4, Filippense, hoofstuk 4, vers 2 tot 9. Is net blaai om, bladsy 260, die Christelike lewenswandel. Kom ons lees. Ek vermaan vir Jehodia, dit beteken ek praat met Jehodia, ek sê, ek pleit by en smeek vir Jehodia, en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Wees goed gemanierd. Die Here is naby. Moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rein is, alles wat reg is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Nou hierdie brief is vir die gemeente geskryf baie jare terug, duisende jare terug. En weet julle wat, hierdie 2 stukkies wat ons gelees het, is net so vir jou en vir my ook geskryf. Die boeke wat hulle daai tyd geskryf het, was nie net vir die gemeentes in daai tyd nie, het was nie net vir God se volk nie. Die Here het geweet, hierdie Bybel, hierdie boeke van hom gaan na ons toe kom. Ons gaan eendag dit ook lees, ons gaan ook nodig hê om hierdie te hoor. So dis vir jou ook geskryf, waar jy sit vandag, daar in jou huis, en luister na my. Vir jou is hierdie boek ook geskryf. Paulus sê vir jou ook al hierdie dinge. Cool, nee? Okay, so kom ons begin. Heel eerste, Filippense is nie eintlik 'n boek in die Bybel nie, dis eintlik 'n brief. Paulus het 'n briefie geskryf aan hierdie gemeente wat hy begin het in Europa met die naam Filippi. Ek sit vir julle hier 'n map op, kan julle sien waar dit is? Dit is waar Filippi is.
Paulus skryf vir hulle 'n brief, want hy is bekommerd oor hulle. Hy het daartoe gegaan en hy het die gemeente begin en toe moes hy weer weggaan. Toe hoor hy van die goed wat daar gebeur en hy was bekommerd of hulle okay is. So toe skryf hy vir hulle 'n brief en hy vra oor hoe gaan dit met julle? Is julle okay? Is alles okay? Is almal okay? En hy skryf vir hulle om hulle te herinner, julle moet onthou wat die waarheid is. Jesus Christus is die waarheid. Dis al waarheid wat daar is. Want daar was 'n klomp mense daar, wat gesê het, hulle kan die mense leer, alles wat Paulus hulle geleer het. En dan leer hulle die mense verkeerd. Hulle leer hulle dat die Here Jesus nie die enigste waarheid is nie. Dat Jesus nie die enigste waarheid is nie, en daar 'n klomp ander waarhede is, nê? En as gevolg van hierdie leuns, dis leuns wat hulle die mense leer, maak hulle dat die mense sonde pleeg. Want die mense weet nie, hulle glo hierdie mense, want hulle sê mos hulle leer hulle soos Paulus. Hulle glo hulle, dan pleeg hulle sonde. Hulle glo hierdie mense, dan stry hulle onder mekaar, hulle baklei onder mekaar, en hulle verloor hulle geloof. Is baie ernstig. Paulus was kwaad. Hy was kwaad vir die mense wat lelik maak met die ander mense, dat hulle sê hulle leer hulle, en dan help hulle nie reg nie. En dis hoekom hy die brief geskryf het om vir hulle te sê, julle onthou wat is die waarheid. As daai mense iets anders sê as wat hier staan, is dit nie die waarheid nie. Dis hoekom hy vir hulle geskryf het, hy was besorgd oor die gemeente gewees. Nou hierdie gemeente van Filippi, moet julle glo, het eers aan die begin, voordat hulle gemeente was, waar hulle ook al was toe Paulus die brief geskryf het, aan die heel begin het hulle 'n groep mense gewees wat aan die wal van 'n rivier bymekaar gekom het om die Here te prys. Dit was 'n groepie mense wat al langs die rivier gestaan het en gesing en gedans het en die Here geloof het, en van daar af het hulle 'n gemeente geword, né? Dis waar dit vandaan gekom het. Nou hierdie gemeente is die gemeente vir wie Paulus baie lief was, en hy herinner vir hulle, julle het 'n nuwe lewe gekry, toe julle Jesus Christus aanvaar het, en dit is waar julle fokus moet wees. Nie op die ander mense nie op die omstandighede waarin julle bly nie, fokus op Jesus Christus, wat vir julle 'n nuwe lewe gegee het. Dis die enigste waarheid, is dat julle verlos is. Christus leef, en as julle daarop fokus, is dit waarin julle geluk moet lê, julle vreugde en julle blydskap, maak nie saak wat rondom julle gebeur nie. Die brief van Filippense is alom bekend, julle kan enigiemand gaan vra, né? Uit al die boeke van die Bybel, want ek het vir julle wys, uit al die boeke van die Bybel, is hierdie een, die boek van vreugde. Almal ken Filippense as die boek van vreugde. Die tema van hierdie boek is, jy moet altyd bly wees. Jy moet altyd bly wees dat God vir jou gesterf het en dat jy 'n nuwe lewe het en dat jy hemel toe gaan. Maak nie saak wat jy beleef nie, maak nie saak wat om jou aangaan nie, maak nie saak wat jy verloor nie, maak nie saak waant jy op pad is nie. As alles vergaan, weet ons aan wie ons behoort, en dis die tema van die boek, en dis hoekom ons moet bly wees. So toe Paulus vir hulle hierdie brief geskryf het, was hy juis bekommerd dat hulle hierdie waarheid vergeet het. Dat hulle dink alles is sleg en alles gaan sleg en hulle is net nie goed genoeg nie. En hy herinner hulle, julle, al het jy niks in die lewe nie, as jy die Here het, is jy okay. Maak nie saak nie, jy moet net die Here hê en dan is jy okay. Jy moet die regte houding hê. Dit sê Paulus baie vir hulle, jy moet die regte houding hê. Jy kan een van twee goed doen. Of jy kan op 'n hoop gaan sit en jy kan gaan kla en jy kan gaan huil oor wat aangaan en jy kan begin vra, waar is die Here in hierdie situasie? Hoekom laat die Here sulke goed gebeur? En ek wonder of jy 'n antwoord gaan kry wat jou gaan gelukkig maak. Of jy kan doen wat Paulus sê en bly glo in God. Bly glo in God. Bly vertrou op God. Maak nie saak wat om jou aangaan nie, maak nie saak wat jy sien nie, en maak nie saak wat die mense sê nie. Dit is nie die waarheid oor God nie. God sê vir jou, ek is lief vir jou, ek is goed. Hou vas aan daai waarheid, en laat jou houding dit ook weerspieël. Hou net vas daaraan dat jy weet, die Here is nie 'n lelike God nie. Hy laat ons nie straf met moeilike tye nie, hy laat nie al die goed gebeur net om te kyk hoe ons sukkel nie. Hy gaan ons ook nie net verlaat en tot ons eie wese oorlaat nie, hy gaan altyd vir ons opdaag, en hy gaan altyd daar wees. Jy kies wat jy van hom wil glo. Wees dankbaar oor dit wat jy alles in jou lewe het, eerder as wat jy kla oor wat jy alles in jou lewe het. Nou sal ons by onsself dink, is makliker gesê as gedaan, liewe Paulus, om dit te doen is moeiliker as wat dit is om dit net te sê.
Maar weet julle wat is die wonderlike van hierdie brief van Filippense wat Paulus skryf? Paulus, soos hy hierdie brief skryf, sit in die tronk. Hy skryf vir mense dat hy vir hulle omgee. Eerder as wat hy vir homself omgee en pleit vir sy lewe, skryf hy ek gee om vir julle. En hy sit in die tronk. Hy kan niks doen vir homself nie. En hy sê, julle moet bly wees. Elke dag se rede om bly te wees. Sy omstandighede is die van 'n tronk. Sy lewe is tot die doodstraf toe veroordeel. Hy gaan doodgemaak word. En hy sê vir mense, kry jou houding reg. Jy moet dankbaar wees vir wat jy het in die lewe, eerder as wat jy stres en kwaad wees en praat. Ek dink dit qualify Paulus om dit te kon sê. Dink julle nie? Dis die een ding wat ons vergeet as ons hierdie brief lees, is ons dink altyd, ja, die Bybel sê sulke goeders, maar dit is moeiliker om dit te leef. So, dit beteken dat Paulus maar vir ons dit mag sê. Hy sê vir ons twee goed wat belangrik is. Alles gaan oukei wees en kry jou houding reg. En dit is baie moeilik vir ons om dit te hoor. Dit is regtig, veral wanneer ons voel soos wat ons voel. Maar dan weet ons dat hy sê hierdie twee goedjies, want dit is ook die boodskap waarin hy ons wil herinner wat belangrik is. Terwyl jy alleen sit, terwyl jy vasgevang voel, terwyl jy voel jy sit in die tronk van hierdie virus, sê Paulus, kyk julle, ek kan hierdie goeie gemoed hou, want dis God wat vir my die krag gee. Jy kan ook. Jy kan ook hierdie houding hê, want is die Heilige Gees wat ons sterk maak en deur ons werk en ons herinner dat die lewe eintlik goed is, dat God goed is en dat ons so baie het om na uit te sien en dat dit hy is wat sal voorsien en dat dit hy is wat ons deur hierdie tyd sal kry. So wat is die praktiese goed waaraan Paulus ons herinner? Hy herinner ons moet gehoorsaam bly aan die Here en sy wil. Moenie begin luister na mense om jou nie, moenie begin bang raak nie, moenie na hulle spookstories luister nie. Moenie na mense draai vir hulp nie. Dit is net God wat ons kan help. Al is dit 'n donker wêreld, is ons sy ligdraers. Ons hoef nie mismoedig, moeilik, ongeskik of moedeloos te raak nie. Ons hoef regtig nie. Elke keer as ons so begin voel, want jy mag so voel, onthou net om te bid. Gaan sit dit neer by die Here, gee dit vir hom, vertrou op hom. Hy sal dit beantwoord. En wanneer ons dit doen, en ons dit aanhou doen, en ons God se lig aanhou skyn, herinner ons die res van die wêreld daaraan. Herinner ons die res van die wêreld daaraan dat God in beheer is. En dat hy ons altyd sal help. Want hy is vir ons lief. Hy is vir ons verskriklik baie lief. Die Heilige Gees is die een wat vir ons sterk laat bly staan en ons help om gehoorsaam te wees. Ons help om nie te kla of om te praat nie. Ons moet eerlik en opreg in hierdie omstandighede bly. Ons moet nie teen die regering gaan nie. Ons moet nie reëls breek nie. Ons moet regtig nou rustig raak en doen wat van ons gevra word sodat ons almal saam deur hierdie proses kan kom. So dis wat ek sê, moenie kanse vat nie. Om die reëls in hierdie tyd te gehoorsaam, doen jy nie net vir jou nie, maar jy doen dit vir jou naastes ook, né? Dis baie belangrik. Al tree ander mense verkeerd op en al breek hulle die reëls, kom ons wat in die Here glo hou by dit en gehoorsaam hom. Ons moet aanhou om vir daardie mense te herinner aan wie is God, wat is dit wat gelowiges glo en hoe moet hulle optree. Want soos ek sê, ons geloof word dan 'n offer wat ons aan die Here gee, 'n geskenk wat ons vir hom gee. So die tweede stukkie, gaan ek vir julle die praktiese goedjies leer, wat vir ons sê is, ons moet eensgesind wees. Dit beteken ons almal moet dieselfde riglyne volg wat God vir ons gee. En waar kry ons riglyne? Uit die Bybel. Ok, ons moet mense help wat rondom ons sukkel. Almal is nie okay nie. Daar's van die mense wat nie meer kos het nie, daar's van die mense wat regtig depressie het en sukkel, daar's van die mense wat bang is. Ons moet probeer om vir hulle te help waar ons kan. Ons moet positief bly oor die Here. Ons moet goeie maniere hê teenoor alle mense, veral teenoor ons ouers. Dit is nie hulle skuld dat ons sit waar ons sit nie. Ons moet nie ons lewe spandeer om te worry oor alles nie. Ons moet weet dat die Here vir ons daar gaan wees. Maak nie saak wat hy besluit nie. Ons moet aanhou bid oor die dinge wat ons bekommer en oor dit wat ons nodig het. Het jy geweet, jy kan vir die Here vra. Jy kan vir hom vra, Here, ek het die volgende goeders nodig. Hy sal luister. Ons moet vir God aanhou dankie sê. Ons moet dankbaar wees, want ons het regtig baie om voor dankbaar te wees. Jy kan maar net in jou eie huisgesin gaan kyk, jy hoef nie ver te soek nie. Ons het regtig baie.
Daar's baie mense wat baie goeders verloor het in hierdie tyd, julle, en ek dink dit sal help as ons bid vir hulle, en vir die Here vra om vir hulle daar te wees en hulle te help. Ons moet laat God die wag hou oor ons gedagtes en ons woorde. Sit 'n wag voor jou mond. En as jy aan verkeerde goed begin dink, dan vra vir die Here om dit weg te vat. Deur Jesus Christus kan hy dit doen. En dan sê Paulus vir ons hierdie stukkie, julle moet alles wat die waarheid is, alles wat edel is alles wat opreg is, wat goeie goed is, alles wat mooi is, alles wat rein is, alles wat prysenswaardig is dit waarmee jy jou tyd moet besig hou. Nie die hele tyd kla of hartseer wees oor hierdie ding nie, julle, want die Here is groter as hierdie virus. En hy gaan ons hier uitlei. Ons hoef nie die hele tyd daaroor te bekommer of te dink alles is verlore nie. God weet wat hy doen en hy bepaal ons lewe. En die laaste ding, onthou, hy is altyd by jou. Altyd. Sy naam is Immanuel, wat beteken God is met ons. Hy is ons nie versaak nie. So onthou dit, jy 2 keusese. Of ons kan sit en hartseer wees hieroor, dat ons nie socials het nie, dat ons nie by mekaar uitkom nie, of ons kan hierdie tyd gebruik, om regtig 'n voorbeeld te wees van 'n mense, vir hulle die lig te wys, wanneer hulle dit al vergeet het. Ons kan vir die Here vra, Here, wat het U nodig vir my om vir U te doen in hierdie tyd? Want dit gaan verby gaan julle sal sien, ons sal okay wees. So, hierdie tye is vir ons moeilik, dit mag vir ons moeilik wees, en God weet, dis vir ons moeilik, want hy het ons so gemaak. Hy weet ons mis socials, hy weet ons mis mekaar, hy weet ons wil graag ons vryheid hê, maar hierdie is nie die tyd om reëls te breek, of om onverantwoordelik te wees nie, ouens, dit is regtig nie, en is ook nie nodig om almal of alles te blameer nie, hierdie is die tyd om in te grawe by die Here, om by hom te gaan sit, soos ek gesê het, en te vra, Here, wat kan ek vir U doen? Maak seker, want alles wat jy doen in hierdie tyd, het iemand eendag gesê, gaan onthou word. Waarvoor gaan jy onthou word in hierdie tyd? Mag het wees, dat jy die Here vir ander mense wys. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir U dankie sê, dat U lief genoeg is vir ons, om hierdie goeders met ons te deel, Here, en om vir ons 'n opsie te gee, om te weet, dat U daar is, en dat U vir ons lief is. Help ons, Here, om eerder in U voetspore te volg, Here, en U lig te volg, as wat ons toelaat dat die wêreld donker word rondom ons. Here, help ons om nie te luister vir mense nie, help ons om nie te luister vir ons bang gevoelens nie. Help ons, Here, om eerder te wag op U woord, want U daag altyd vir ons op. En wanneer ons lig begin flikker, Here, sal U, die Heilige Gees, dit weer binne in ons aansteek. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Vader. Amen. Dankie julle, ek hoop dit was okay. Dankie dat ek met julle hierdie boodskap kan deel. Dankie dat julle luister. Ek dink aan julle en ek sal onthou om julle te kontak vir hierdie kuiersessies. Julle moet 'n mooi Sondag hê. Bye bye.